voorheen in grensoorlog. Toe skiet hulle omtrent my hele mortierpeloton dood en hulle wis omtrent stasie se mortierpeloton uit. Nou staan ons langs mekaar 2 panserkarre en die shrapnel gaan so vroer verby ons koppe. Ek het niks oorgekom nie en 3 van my mortierpeloton se troepe het niks oorgekom nie. So ons gaan aan. November 1975. Na meer as 3000 kilometer in skaars 'n maand word die Suid-Afrikaans geleide opmars na die noorde gestuit deur vol riviere in die Angolese reenseisoen. Hulle probeer 'n paar keer om by die dorpie Ebo deur te kom, maar 'n onverwag sterk bewapende vyand met Kubaanse steun dryf hulle terug na Sela, waar die vernietigde brug 14 hulle pad versper. Versterkings word ingedring, onder andere 'n artilleriegroep vanuit die Caprivi onder luitenant Johan Potgieter. 'n vreeslike snaakse telex gekry, uiters geheim, wat sê ons moet so vinnig as ons moet binne 24 uur aanmeld by Grootfontein. Ons gaan as artilleriste aangewend word in 'n baie geheime operasie. Logisties met Savanna het ons aanvanklik natuurlik 'n groot probleem gehad. As gevolg van geheimhouding was ons opdrag dat nie gemerkte Suid-Afrikaanse uitrusting daar moet saamgaan nie, want as die goed daar sou opgetel word of sou gesien word, dan sou dit natuurlik die poging om UNITA te ondersteun of FNA te ondersteun negeer. Ons is toe in 'n groot hangar by mekaar gebring. Die teeninligting mense het ons soos vleer beplak. Ons moes 'n snaakse kontrak teken. Ons het net geweet, hier's 'n groot avontuur wat voor lê. Ons het die kontrak geteken, ons dog tags en ons Afrikaanse Bybels ingedien. Die nugget van ons, die McLeans van ons toiletware afgekrap, want ons was nie veronderstel om Suid-Afrikaners te wees nie. Ons het die snaakste groen uniforms gehad, met snaakse tekkies, wat nie vir almal gepas het nie. Kommandant Joffel van der Westhuizen was in die bevel van die kolonne. Ons is vroeg November is ons in die nag skelm uit Suid-Afrika uit en ons het die grens oorgesteek sonder dat die pers dit opgetel het. Die politici probeer nog steeds geheimhouding handhaaf. Terwyl Suid-Afrikaners net gerugte van oorlog hoor, loop die storie in die res van die wêreld. Ek was in 1975 ambassadeur by die VVO en in Amerika. Ek het die 2 poste. Ek het 2 ambassadeursposte terselfdertyd beklee. En dit was vir my van daardie kant amper ongelooflik toe ek by geleentheid op Amerikaanse televisie ons troepe sien beklei in Angola. Toe ek die departement hier nader, my departement, toe sê die departement, nee, daar is 'n media deksel. Dit is beleid. Die media mag nie rapporteer oor ons troepebewegings in 1975 in Angola nie. Maar ek sien intussen, en die Amerikaners sien presies wat gebeur en hoe ons troepe een dorp na die ander eenvoudig inneem tot hulle amper op die drempel van Luanda kom. Ons is wel met van ons voertuie in, maar die airnomers is afgehaal. Ons moes als wat 'n beduidenis kon hê op RSA vervaardiging, RSA selfs op 'n tande vaste wyse afhaal. En soort van incognito ingaan in die oorlog. Ons het gereeld ingeluister op buitelandse radio's. En daar het ons gehoor dat ja, ons is nie daar nie. Amptelik nie, maar de facto is ons. Hulle is inderdaad meer as 700 kilometer noord van die grens en al hoe meer troepe en toerusting is aan die invloei. Johan Potgieter en sy manne sluit onder bevel van kommandant van der Westhuizen by die res van die taakmag by Sela aan. Dit maak 'n groot verskil aan die vuisvoors veterane van Ebo. Kommandant Joffel van der Westhuizen het aangekom. 'n baie vaardige artillerist, tegnies ontsettend vaardig. Ek dink hy het op daai stadium aangekom met 255, die eerste 240 mm kanonne wat opgedaag het. En daar nuwe mense by ons aangesluit. Nog Suid-Afrikaanse soldate en met uniforms. Ons het nie uniforms gehad op daai stadium.
Ons het sulke groen goed gedra wanneer jy ander kere dit is, so moet net gedra wat jy het, jy weet, iets. En my hier kom Suid-Afrikaners toe aan, hulle het in rare bruin uniforms aan, so dit lyk my, op daai stadium is die koelte deur die kerk al van af wat die geheimhouding dan betref, en maar mag openlik nou bruin uniforms gedra word, en ons kanonne, en dit tipe van wapens, beter wapentuig as ons gehad het. Almal besef dat intense gevegte voorlê. Van Sele af is daar so 'n 10 km vlakte na die bergreeks, en jy kon in die bergreeks en agter kon jy die ontploffings hoor van mortiere en kanonne wat skiet en masjiengewere. Jy weet ons, daar is 'n geveg en ons moet daarin en ons moet verskil gaan maak met ons kanonne. Dis nie 'n vrees nie, want ons was gewoond aan oorlog. Ek was 33 jaar oud gewees in daai stadium. Ek was bevelvoerder van 14 veldregiment artillerie eenheid op Potchefstroom. Ja, jy verstaan, ons was jonk geweest. Ons was in daai stadium amper opgelei vir oorlog, in alle fasette van oorlog. Ek het jare se kursusse agter die blad gehad toe ek 33 jaar oud was. En vir my klink miskien nie vandag baie polities korrek nie, maar dit was 'n groot avontuur vir ons geweest. Ons kon nie wag om daar te kom nie, ons wou nie terugkom nie. Maar onder sy bevel is bloedjong dienspligtiges. 18, 19 jaar, net na matriek. Ek dink 'n 20-jarige man was al harde waard geweest in daai stadium om nasionale dienspligtig is. Hier onthou dit was 2 innames per jaar in Desember of Januarie en Julie inname, 2 jaar diensplig. 14 veldregiment het in daai stadium 'n Julie inname gehad. So daardie nasionale dienspligtiges het van Julie tot kom ons sê einde Oktober opleiding gehad. Daar basies net basiese opleiding gedoen. Hulle het van kanonskiet en loopgrawe in oorlog nog nie benul gehad nie. Hy het net respek vir die manier waarop die dienspligtiges hulle rol as soldate vervul het. Jy moet besef dat ons was in vreemde uniforms, vreemde wapens, lang baarde, min kos, ons het baie van die land afgeleer. En in sulke omstandighede kan jy maklik dissipline kry wat vinnig en ernstig verswak onder mense. Ek het nooit so 'n probleem gehad nie. Nooit ooit met die nasionale dienspligtiges nie. Die infanterie, bestaande uit UNITA-soldate, se benadering was dikwels anders as die van die Suid-Afrikaners. Die UNITA-troepe wat ons daardie tyd oplei was maar skrikkerig geweest. En wanneer al groot ontploffings en sulke goed het kry, het 'n man van tyd tot tyd gesukkel om hulle weer bymekaar te kry om aan te kon gaan met die opleiding. Die infanterie bataljon plus wat ons moes gehad het, was in die vorm van 2000 UNITA soldate wat vryheidsvegters was. Wat nie gewoond was aan konvensionele oorlog nie. Hulle is gorillas en hulle is bosvegters. En hulle was baie skrikkerig vir die kanonne. Hulle het altyd agter die kanonne gestaan en hande klap as die kanonne skiet. En hulle het regtig nie vorentoe gaan nie. So ons kon nie op hulle staat maak om die konvensionele infanterierol te doen om die doelwitte op te ry. Maar nou moet hulle eenvoudig almal gebruik wat hulle het. Aan die oorkant van die rivier lê die vyand. Elke verkeerde beweging lei tot 'n vuurgeveg. Soos toe 2 pantserkarre verkeerd afdraai en deur 'n nek ry wat hulle in die oopte laat beland. Dit was 'n sneller vir 'n groot artilleriegeveg. En toe het ons nou geskiet en hulle het geskiet, maar die voordeel hiervan is dat ons het nou vir die eerste keer gesien waar is hulle wapens. Ek onthou dit goed want dit was 'n groot geveg. Ons het mekaar 'n groot artilleriegeveg met alles wat ons gehad het. En natuurlik hierdie kommandant wat nou tegnies baie vermoë gehad het. En een van die dinge wat hy ook gedoen het, hy het artillerie baie ver vorentoe gestoot. Ons het in daai stadium redelike kanonne ontplooi gehad oor 'n breë front. En ek het toe 'n regimentshoofkwartier gevorm, 'n klein mobiele regimentshoofkwartier basies uit 'n Land Rover uit bestaan. En bevel gevoer oor al die artillerie wat daar ontplooi was. Ons het probeer deurkom noord van 'n plek met die naam van die Nek. Dit is waar die teerpad so tussen 2 koppies oor 'n bultjie gaan. Dit is omtrent seker 8-9 km van Brug 14 suid van Brug 14. En ons het heel wat probeer om verby die Nek te gaan, om die Nek se koppe te gaan links en regs om
sulke steekproewe gemaak amper om te kyk of ons kom, maar elke keer is daar op ons gevuur, ek sal nie sê ons is vasgepen nie, maar daar is redelike swaar vuur getrek. Totdat Brigadier Swart besluit het, ons sal 'n frontale aanval loods om deur te gaan. Die rivier se naam was die Nia rivier, dis waar brug 14 is. Johan Potgieter se groep kry opdrag om vorentoe te infiltreer, sodat die Suid-Afrikaanse kanonne met 'n korter reikafstand as die teenstanders die teiken kan bereik. Brug 14 is voorafgegaan deur 'n ewige bombardement. Ons artillerie, meestal op hulle artillerie. Hulle artillerie het of lang afstand geskit het. Wat ons vanweë die gebrek aan afstand van ons kanonne, van ons geskit, ver voor moes ontplooi. So ons het artillerie ontplooi net dus kan die nek, net om oor daai kruin te kon skiet. Sodat ons heel wat noord van brug 14 kon bykom, 15 km noord van die nek is omtrent die afstand wat ons kon bykom. En ons het hulle artillerie al daai geskit wat ek nou genoem het gebombardeer. Ons kry 'n paar valskermtroepe en dele koffie met die troepe, wyf, daar stap ons. Want voertuie kon nie inry nie, want daar's te veel myne in die omgewing. En ons moes instap en ons moes infiltreer rondom hierdie kop. Die hele nag het dit gereën. Op 'n stadium het ons amper gedink ons is verdwaal, maar ek kon nie my kaarte in die nag oopmaak en dan is dit papnat. So ons het die navigasieplan gevolg wat ons in die basis uitgestip het en teen hierdie berg op van die noorde kant af 2 tree op en dan gly jy 5 tree terug. Ons het op 'n stadium die vaplas gehoor, die skaars van die radio en blikke en so aan en toe het ons afgesak en verder noord opgegaan en van reg noord af ons stelling beset. Met eerste lig was dit mistig. Ons kon niks sien nie eers 50 meter voor ons nie. Het ons kans gegee om bietjie droog te word en die kaart te bestudeer. En by 10:00 toe die mistrek, mislig, toe sit ons so 500 meter bokant hierdie brug 14. En net aan die ander kant van hom is daar 'n eerste verdedigingsstelling gebaseer op die brug. So 'n tradisionele ontplooiing van 'n company met 3 pelotons. En hier is die eerste teken vir ons op 'n skynbord. Dit is wat ons wou gesien het. Die troepe in die verdedigingsstelling was sonder hemde rondgeloop. So troepe is troepe. Ek sê wat 'n kant hier is nie. En op daai stadium was ons gereed met die kanonne, 5 skote doelvuur op my bevel. En toe ek nou voel, die tyd is nou reg. Al die troepe is nou ontbloot. Hulle is nou gefokus op hierdie goed, ons uit die loopgraaf uit. Doen ons eerste, die kraaltjie en ander plek wat ons bestook het, was nie so dramaties, maar hierdie was 'n baie goeie bestoking. En al die Caprivi roes is af en die ouens was opteken. En ons kon daai hele kompanistelling en die Lada kon ons vernietig. Daar was baie verliese. By die brug aangekom, is daar onverwagte goeie nuus. Ons beweeg nou af na die rivier toe en interessant genoeg, daar kom toe 'n pelotonbevelvoerder van die Vrye Portugese. En die pelotonbevelvoerder rapporteer vir my, ek het die brug gevat. Toe sê ek van bly daar. Toe ons nou so afbeweeg, toe het hulle gesien, maar daar's niemand op die brug nie. En toe beweeg hulle af na die brug toe. En toe sien hulle het hom eintlik. Oor die volgende aantal dae moet die artillerie vir die geniekorps tyd maak om die allerbelangrike brug oor die rivier te bou, sodat die taakmag kan beweeg. Noord. Altyd noord. Die brug was redelik verniel gewees. En daar was 2 brugbou pogings gewees. Of die brug is in 2 fases gebou, dat ek dit 2 so skets. Eers 'n tydelike brug, sodat ons kon oorkom en noord van die rivier, van die Nia rivier kon ontplooi. As ek reg onthou, was dit net boomstompe gewees wat gelê is, sodat ons kon oorkom. Die Nia rivier het tamelik sterk geloop, dit het baie gereën. So jy kon nie net deur met 'n voertuig of met 'n kanon nie, dan jy het 'n brug nodig gehad. Nadat ons die mortiere stilgemaak het, in hierdie hoofverdedigingsstellings noord van die brug 14, kon die ingenieurs, die genie onder leiding van Doustein, kon toe naderkom en hulle kon toe met hulle trekkers die oewers voorberei en hulle het bloekompale oor die brug gelê en 'n brug gebou. Dis nie 'n konvensionele militêre brug nie, hulle het goed materiaal in die omgewing gekry. En hulle dag en nag gewerk. En die geveg woed voort, van dag tot dag.
kommandant Joffel van der Westhuizen en sy artillerie het toe uitgewerk. Dat, jy weet, sit 2 kanonne hierop en 1 kanon daarop en in plaas van 4 tempo's van 6 per minuut en 2 per minuut, dan is die mense vra om baie hoër 4 tempo's te handhaaf vir 'n kort tydperk. Nou, ek het toe die waardering gedoen en tot gevolgtrekking gekom, ek gaan vinnig oor daai brug probeer kom en hewig artillerie vuur gee. Kanonne het in daai stadium 'n gemiddeld van 500 skote per kanon per dag geskiet. Die verf het vir die lope afgesmelt. Tussendeur word daar koorsagtig aan die brug gebou. Die hele dag van die 9de het hulle gebou en die 10de het hulle die oggend weer aangegaan en hier teen middag, ek dink was omtrent 1300, toe die vyand hewig op ons begin vuur en ook op daai stelling, op die brugbouers. Ons het 2 Genie-soldate verloor, wat doodgeskiet is. So, nou moes hulle eintlik terugstaan. Jy weet, jy kan nie bou terwyl hierdie brug onder vuur neem nie. Die 11de, toe begin die geveg vroeg. Ek dink die vyand het ons begin skiet so omtrent 9 uur. Omdat ons die brug wou bou, het ons nie hierdie gevegte geïnisieer nie. Ons wou eintlik stilte hê, dat ons die brug kon bou. En die geveg het aangehou van omtrent 9 uur tot 1300 weer. En na 1300 het die brugbouery weer begin. En dit het die reaksie uitgelok van die BM21's. Jy kan 40 vuurpyle in 23 sekondes kan hulle afvuur. Die aktiewe gedeelte, wanneer die vuurpyl brand, maak hy 'n rooi streep. Jy sien dit kilometers ver. Daarvandaan af die term rooi oog. En anders is ook verwys as die Stalin orrel, omdat hy hierdie baie pype het. En ons kon weldra met die uitvaartshoek in die rigting wat hierdie rooi oë getrek het, kon ons vinnig bepaal het. So tot in 'n kilometer omgewing waar gaan daardie vuurpyle val. En het ons dan hierdie BM21's geneutraliseer, net vir letterlik sê of die hoofkwartier of vir die echelon, ons waarlyne, of vir die kanonne wat ook al, kan ons wel sê, gate toe. En dan weet hulle het so 20-25 sekondes vir die vlugtyd van die vuurpyle, dan klim ons in die gate, sit, wag tot hierdie bombardement verby is, klim hulle uit en gaan hulle aan. So dit het ons nie werklik beïnvloed nie. En daar was 'n luitenant Fountain, wat 'n jong luitenant was die bevelvoerder van hierdie troepe wat die brug gebou het. En ek sê toe vir hom, luitenant, môreoggend wil ek oor hierdie brug kan ry. Jy moet hom vandag klaarmaak, al werk jy deur die nag. Die volgende oggend was die brug klaar. Op my bevel sou die pantser oor die brug beweeg. Die brug was onder vuur gebou, so al wat jy kon oorkry was, jy weet, klein voertuigies. Die elande kon oor, maar jy kon nie artillerie oorry nie. Maar die pantser is toe deur, en wat toe gebeur is, toe die pantser oorgaan, toe, en jy weet, hulle ammunisievoertuie het opgeblaas en so, en jy kan jou indink wat hulle moreel gedoen het. Toe begin hierdie Fapla infantry, wat nou ook net soos ons infantry opgelei is, begin toe hardloop. En ek het geweet dat die vyand het 'n missiel wat gelei is, 'n draadgeleide missiel, bekend as 'n Saga. En so die man wat dit skiet, trek hy sneller, dan moet hy hierdie ding nou beheer met 'n draad, tot op die teiken. Dit vat nog 'n bietjie moed, want jy kan nou nie, dis nie skiet en los nie. Hulle het probeer om met die Saggers ons panserkarre uit te skiet, maar die panserkarre was 'n baie klein teiken, wat baie vinnig beweeg het op 'n teerpad, en die draad het nie bosse vasgehaak. Toe het hierdie missiele so oor die bosse in geval. En toe ons nou die stellings deurgaan na die tyd, toe kry ons al die drade vas in die bosse. So hulle het hierdie skote geskiet en toe het hulle gehardloop. En toe het ons masjiengewere, jy weet, gemaai onder hulle. Dit was eintlik tragies. En toe is dit weggehardloop en ek dink, teen 12 uur was hierdie geveg eintlik al klaar. Ons het skoon gemaak tot in diepte en ons het uitgebuit en alles gedoen wat jou boek vir jou sê. Skoonmaak. 'n Skynbaar onskuldige term wat in hierdie verband iets heel anders beteken het. Die Unitas wat was het net belang gestel in die horlosies en die stewels en die uniforms en die lyke en dit gelos en bevelvoerder besluit ons moet die doelwit opruim.
ons moet die uitrusting bymekaar maak, die gewondes moet voorsien word en die wat dood is moet begrawe word. Die ingenieurs, diegene met 'n trekker 'n sloot gemaak en ons het 360 lyke bymekaar gemaak op die doelwitte, wat nie 'n aangename oefening was nie. Artillerie anders is patrone, die projektiele van kanonne verskeur vleis en dit was brutaal. En ek kry die troepe tot vandag toe jammer wat dit moes gedoen het. Want na daardie geveg het ons vorentoe beweeg en ontplooi in die doelwit waar die dood vir 'n week al hang. En dis onmenslik, ondraaglik en dit het die troepe regtig laat swaar kry en laat knak. En ek kon hulle nie help nie, ek het nie geweet wat om te doen nie. Al wat ek net geweet het, ons moet daar uit en by 'n ander plek ontplooi. En ons het dit weldra gaan doen en in 'n skoon gebied gaan ontplooi. Maar die skade is gedoen. Daar was mense wat baie moeilik met die terugkom aangepas het. En nou moet ek sê, omdat ons nie daai tyd bewus was dat dit 'n probleem kon wees nie, het ons nooit sielkundige hulp gekry vir die mense nie. Agterna dink jy aan goed wat jy gesien het, wat gebeur het, en dit ontstig jou. Ek dink dit ontstig ook die mense naby aan jou. Ek sou nie sê hoe dit vandag gerealiseer nie. Die praat met die vrouens wat slaap saam met hierdie kanoniere. Die pyn is daar, hulle steek dit weg, maar dit is die brutaalste vorm van oorlog, is om die wat die skade aangerig het, om dit te gaan opruim. Vir ons was Brug 14 net nog 'n dag. Ek het eers na die tyd, miskien maande nadat ons terug was uit Angola uit, begin besef dat Brug 14 was iets gewees wat merkwaardig was. Ek dink my observasiepos luitenante, dienspligluitenante, die troepbevelvoerders, die batterybevelvoerders, dis mense wat voor die infantry ontplooi en beweeg het, in die nag beweeg het, vroegoggend, sonder beskerming verkenning gaan doen het. Vir my is hulle almal helde. Omtrent 6 kilometer anderkant die brug het die taakmag hulle weer in 'n mynveld vasgeloop. Die aanmars is weer eens gestuit. George Kruis is daar later afgelos en het teruggekom Suid-Afrika toe. Min het die troepe in die veld geweet dat die politici reeds besig was om te praat van onttrekking. Volgende week in Grensoorlog. Die vloot raak betrokke in die noorde van Angola.